Die psalmdigter beskryf 'n klomp verskillende emosies, verskillende gedagtes en verskillende mates van verstaan en bewonder. Maar daar's ook so half aan die einde van die psalm 'n moeilike stuk van haat. Kyk hoe die volheid van die psalm of die gedeeltes in die psalm en die woorde daarvan, die woorde van die psalmdigter dalk vir jou ook waar is of dalk met jou ook resoneer. Ek lees vir ons voor Psalm 139, die hele Psalm 139. Vir die musiekleier van Dawid 'n psalm. Here, U ondersoek my en U ken my. U is die een wat my sit en opstaan ken. U verstaan van ver af wat ek in gedagte het. My omswervinge en waar ek rus, U het dit afgemeet. Al my paaie is aan U bekend. Ja, daar is nog nie 'n woord op my tong nie. Kyk, dan ken U, Here, dit volledig. Van agter en van voor omsluit U my. U plaas U handpalms op my. Om dit te verstaan is dit 'n groot wonder vir my. Dit is te hoog, ek kan dit nie begryp nie. Waarheen kan ek vlug? Waarheen kan ek gaan weg van U gees? Waarheen kan ek vlug weg van U teenwoordigheid? Klim ek op na die hemel, U is daar. Gaan lê ek in die doderyk, ook daar is U. Neem ek die vlerke van die dae raad, gaan woon ek by die einde van die see, ook daar sal U hand my lei, U regterhand my vashou. En al sê ek, as duisternis my net wil verberg en die lig om my nag word, is selfs duisternis nie vir U donker nie, maar skyn nag so lig soos die dag, is die duisternis soos die lig. Dit is immers U wat my niere geskep het, my in die moederskoot geweef het. Ek prys U. Ek prys U omdat ek op 'n onsagwekkende, wonderbaarlike wyse gemaak is. Wonderbaarlik is U werke, en ek besef dit maar te goed. My skelet was nie vir U verborge toe ek in die geheim gemaak is, toe ek kunstig geweef is in die dieptes van die aarde nie. U oë het my vormloosheid gesien, en in U boekrol is hulle almal opgeteken, die dae wat beplan is, toe nie een daar was nie. En vir my, hoe kosbaar is U gedagtes, o God, hoe oorweldigend is die volle getal daarvan. As ek dit tel, is dit meer as die sand. Word ek wakker, dan is ek steeds by U. As U, o God, goddeloses maar wou ombring, manne wat bloed vergiet, gaan weg van my af. Dit is hulle wat valshede oor U verkondig, U vyande wat die stem te vergeefs verhef. Sou ek U haters nie haat nie, Here, en hulle wat teen U opstaan nie 'n weersin hê nie. Ek haat hulle met 'n intense haat. Vyande het hulle vir my geword. Ondersoek my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my ontstellende gedagtes. Kyk of ek nie op 'n pad van verdriet is nie, en lei my op die ewige pad. Ons lees tot sover Psalm 139. Ek kan nie anders as om te begin deur een tegniese aspek van die Psalm uit te lig nie. Psalm 139 begin met hierdie stelling: Here, U ondersoek my en U ken my. En uiteindelik eindig die Psalm, daai laaste gedeelte: Ondersoek my, o God, en ken my hart. So die Psalm is eintlik hierdie tipe vloei of 'n tipe progressie waar die psalmdigter iets van God se diep kennis oor hom as 'n gelowige het. Maar dan werk God in God se nabyheid, in God se intieme nabyheid met hierdie psalmdigter, totdat die psalmdigter amper instem of vra: Here, U nabyheid is vir my oorweldigend. Partykeer sal ek regtig eerder wil wegkruip van U, maar ek kan nie. En dit vul my tegelyk met vrees en bewondering. Here, in U lig
besef ek ook die donkerte in my. Ek is ook bewus van die haat wat ek saam met my dra. Ek is baie bewus van my eie gebrokenheid en onvermoë om die regte pad te stap. Daarom, Here, is al wat vir my oorbly om U nabyheid te erken en te aanvaar. So, Here, ondersoek my, o God, en ken my hart. Dit is so 'n bietjie die vloei van wat hierdie psalmdigter se belewenis van God behels. Elkeen van ons is soortgelyk op pad saam met God Drie-enig. Elkeen van ons is wonderbaarlik gemaak. En elkeen van ons is geplaas in 'n skepping wat net so ongelooflik geskep is. Die wonder en die genade van God dring elke oomblik van elke dag binne. Van die stille, kragtige sonsopkoms tot die brullende see, van die berge waarin tyd amper vasgevang word, tot met die vredevolle sweef van 'n arend. Elke plant, elke boom, elke insek, vis, dier en voël, elke berg en dam en meer en rivier, elke ster, selfs die koepel van die hemelruim, elke mens, ja, elke mens, in hulle uniekheid en verskeidenheid. Die hele skepping verkondig iets van God se grootheid. God se skepende kreatiwiteit, God se liefde, God se nabyheid, God se teenwoordigheid. Ek is op 'n onsagwekkende wyse geskep. Ons is op 'n onsagwekkende wyse geskep. Die ganse skepping is georden en gerangskik en gemaak op 'n bewonderenswaardige wyse. Sien die grootheid van God Drie-enig om jou raak en vier dit. Nou natuurlik sien ons dit nie altyd raak nie. Natuurlik val ons en verval ons tot op 'n plek waar God se pragtige skepping net iets word om te gebruik. Meer en meer en meer te gebruik vir meer en meer en meer gemak. Sonder dat daardie waardering vir God se skepping behoue bly. En selfs ons interaksies met ons medemense word besoedel deur ons eie stikkindheid. Ons kyk vas in die verskille, die maniere wat mense nie soos ek is nie. En dan haat ons. Wees maar eerlik met jouself. Ons loop op paaie waar ons onsself op plekke kry waar ons haat. As jy jou medemens, jou naaste, dadelik met haat en oordeel raak sien, dan sit jy met 'n probleem. Dalk met 'n groter probleem as waarvoor jy hulle haat. As jy jou medemens, wat ook deur God op 'n onsagwekkende wyse geskep is, nie kan bewonder as 'n skepsel van die Here nie, dan sit jy met 'n probleem. Dis nou nie om te sê jy moet alles van almal net aanvaar en aangaan nie, glad nie. Maar as jy as gevolg van ras of kultuur of seksualiteit of godsdiens nie die mens voor jou kan raak sien nie. As jy nie die mens in hulle medemenslikheid kan raak sien nie, dan sit jy waarskynlik met 'n groter probleem as hulle. Ondersoek my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my ontstellende gedagtes. Kyk of ek nie op 'n pad van verdriet is nie, en lei my op die ewige pad. Ek self het 'n diep put van duisternis en ontstellende gedagtes. Ek het 'n diep put
van duisternis in my menswees waaroor ek skaam genoeg kry dat ek dit wil wegsteek en dat ek dit redelik goed wegsteek. Ek sou dit wou en ek doen wel. Ek sal dit wil wegsteek, amper soos wat Adam en Eva vir die Here wegkruip. In my stikkindheid en in my gebrokenheid wil ek ook dele van myself vir die Here wegsteek. Wil ek ook dele van myself wegsteek vir die mense in my lewe. En ongelukkig het ek vanoggend nog nie die braafheid om dit nie vir julle weg te steek nie. Want as ek eerlik met myself is, haat ek ook. As ek eerlik met myself is, word my lewe ook gelei deur selfsug en selfgesentreerdheid en die oordeel van mense net omdat hulle dinge anders doen as wat ek dit doen. In my eie sonde en stikkindheid is ek te gereeld, te oortuig dat ek reg is. Wie op aarde is ek dat ek noodwendig reg is? Ondersoek my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my ontstellende gedagtes. Kyk of ek nie op 'n pad van verdriet is nie en lei my op die ewige pad. Ons moet uiteindelik ons eie gebrokenheid en die duisternis in ons elkeen nie probeer wegsteek nie. Ons moet eerder toelaat dat God as Heilige Gees ons diepste binnewêreld kom verlig, sodat ons God se liefde kan beleef en uitleef. God se liefde wat nie op enige manier verdien kan word nie. God se liefde vir my en jou wat reeds vir ons was toe ons op hierdie onsagwekkende manier geskep is. God se liefde vir my en vir jou wat steeds vir ons is, selfs in ons ontstellende gedagtes. Die Psalm kom daag ons eintlik baie reguit uit om hiermee te worstel. Met ons eie ontstellende gedagtes, met ons eie onsagwekkendheid, ons eie onsagwekkende beliggaamde menswees, en met God wat in dit alles intiem naby is en bly. Kom ons neem dan nou 'n oomblik van stil gebed. Bid dat die Here jou hart ook sal ondersoek, bely jou ontstellende gedagtes en dank die Here vir sy liefde en genade en nabyheid. Kom ons neem 'n oomblik van stil gebed. Ons diepste duisternis is vir ons veel meer van 'n uitdaging as wat dit vir God is. As die duisternis my maar net wil verberg en die lig om my nag word, is selfs duisternis nie vir u donker nie. Maar skyn nag so lig soos die dag, is die duisternis soos die lig. Ons hoef nie ingesluk te word deur ons eie donkerte nie. Ons hoef nie eens ingesluk te word deur ons eie onsekerheid of twyfel of oomblikke van ongeloof nie. Ons duisternis is vir ons 'n baie groter hindernis as wat dit vir die Here is. Ons hoef nie moedeloos en hopeloos te wees oor die duisternis van die wêreld nie. Ons hoef nie eens ingesluk te word deur die gebrokenheid van sisteme en deur die uitbuit van mense en deur die verniel van die skepping nie.
Die duisternis van die wêreld is vir ons baie meer van 'n onmoontlike probleem as wat dit vir die Here is. Ons moet God eenvoudig vertrou. Ons moet God se genade en lig eenvoudig vertrou. En ons moet die volheid van God drie-enig en die kragtige teenwoordigheid van God net vertrou. En ons moet toelaat dat God ons deur sy werkende nabyheid sal aanspoor, sodat ons die ligdraers van God se ewige lig kan wees, sodat ons werklik die lig in die wêreld kan bring. Ondersoek ons, o God, en ken ons harte. Toets ons en ken ons ontstellende gedagtes. Kyk of ons nie op 'n pad van verdriet is nie, en lei ons op die ewige pad. Ons kan ook in verhouding met God drie-enig ons afhanklikheid en vertroue erken deur ons geloof saam hardop te bely. Nou vir vanoggend gaan ons dit doen met die geloofsbelydenis van Nisea. Hierdie belydenis is meer as 1600 jaar oud en dit is toevallig een van die min goed, ongelukkig, een van die min goed in die kerk waaroor die meerderheid van die kerk saamstem. En dit is sommer ook vir ons herinnering, 1600 jaar terug geskryf. Ons storie, ons gemeente se storie, is maar 'n baie klein deeltjie van die groot storie wat God deur geskiedenis heen met sy geroepenis stap. So staan saam met my, dan bely ons geloof hardop saam. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mens, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid, om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here, dit is vir ons 'n voorreg om in persoonlike verhouding met U te kan leef, maar om ook te weet dat U deur die eeue heen aktief werksaam is met mense soos ons om U koninkryk te vestig. Help ons om hierdie voorreg om U te ken, die verantwoordelikheid om U te dien, help ons om dit na waarde te ag. Here, so ook die ander gemeentes in Boksburg, die ander gemeentes in ons land, oor ons kontinent heen en oor die hele aarde, sodat ons as eenheid, as liggaam van Christus, U so kan aanhoor, U so kan loof en prys, U so kan dien, dat U lig werklik in alle opsigte en op alle vlakke die duisternis van hierdie gebroke wêreld kan kom verlig. Here, help ons om
aktief werksaam te bly en nie moeg te word nie. En anker ons geloof in die ewige hoop en die ewige lewe wat daar in Christus is. Sal U ons hierdie week ook daarin aanspoor. Ons bid dit in die naam van die Vader en die Seun en die Gees. Amen.